Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend op die 21ste Junie. Dit is die kortste dag van die jaar, die son draai, mens kan dit nie glo nie. Maar baie welkom en weer eens is my wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Nou geliefdes in die Here, ons voorsang vanoggend is lied 197, Wonderbare Koning. Ek noem vir lied 197, Wonderbare Koning. Die Here sê, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou geliefdes, God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur saam te sing uit Vonk 205, ek wil sing van al u liefde. Liefdes in die Here, wat leer die 10 gebooie ons?
Leer ons wat is die verkeerde ding in die lewe. Leer ons hoe om vir God lief te wees. Leer ons hoe om vir mense om ons lief te wees. Leer ons hoe God wil hê moet ons lewe. Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid, as ook ons eie sondes. Hoor hoe som Jesus vir ons die wet op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde: Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Het almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bevestig ons geloof deur saam te sing uit lied 245, Ek wat vergifnis hier ontvang het. Kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. Hemelse Vader, met dankbare harte kom ons vanoggend voor U aangesig. Ons dank U vir die week wat verby is, vir elke dag wat uit U hand gekom het, vir U genade wat ons gedra het deur oomblikke van vreugde, maar ook so deur tye van beproewing. Dankie vir U leiding wanneer ons onseker was, vir U beskerming wanneer ons daarvan bewus was, maar ook wanneer ons dit nie raak gesien het nie. Ons dankie vir U geduld met ons, vir die liefde wat nie wankel nie en vir die vergifnis wat ons in Jesus Christus ontvang. Here, in Suid-Afrika, wat U woord getrou deur die Kairos gevangenisbediening verkondig. Sien hulle met krag, wysheid en bemoediging terwyl hulle ander dien. Mag hulle bediening voortgaan om geloof, hoop en liefde van Christus te bring aan elkeen wat hulle ontmoet. Here, lei hulle, beskerm hulle en dra hulle deur U genade in hierdie belangrike bediening. Vader, soos ons nou saam vergader rondom U woord, vra ons dat dit stil sal word in ons harte. Daar is soveel dinge wat ons met ons saamdra. Help ons om dit vir hierdie oomblik om dit in U hande te plaas. Laat dit wat ons gedagtes besig hou nie U stem verdring nie. Deur U Heilige Gees open ons harte as ook ons verstand vir die waarheid. Gee dit ons nie net ons ore sal luister nie, maar dat U woord diep in ons harte sal wortel skiet. Laat ons die stem van ons goeie Herder duidelik hoor en die leiding van U Gees
gewillig volg. Spreek tot ons Here, want U kinders luister. Ons bid dit in die naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Matteus 10 vers 26 tot 30. Ekskuus, ek weet nie of jy my nog kan hoor nie. Nee. Voor ons skriflesing begin, daar is daar lyk my die internetkonneksie is nie goed nie, so ek vra verskoning waar daar onderbrekings was. Ons skriflesing kom uit Matteus 10 vanaf vers 26 tot 33. Wie gevrees moet word, moet dus nie vir die mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. Wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dak af uitpasyn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Wat die 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle selfs op die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Aansporing om Christus te bely. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon vir my Vader wat in die hemel is. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God sal altyd bly staan. Salig sal die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra hy seën op die gepreekte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die denke van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is die oë van die koning en die arms van die Vader. Ons teksvers kom daar uit vers 28. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Nou geliefdes in die Here, ons leef vandag in 'n wêreld wat gefassineer is met die idee van privaatheid. Ons het wagwoorde op ons telefone, gesigserkennings op ons rekenaars en ons kan met die druk van 'n knoppie ons internetgeskiedenis uitvee. Ons het geleer dat as ons iets, ek wil sê incognito of op ons 'n private profiel doen, dit asware ophou om te bestaan. Ons leef in 'n kultuur wat vir ons fluister, as niemand dit sien nie, het dit nie regtig gebeur nie. As die mense rondom jou dink jy is okay, dan is jy okay. Ons dra hierdie moderne denkwyse baie maklik oor na ons geestelike lewens. Ons dink so maklik dat ons jare gelede in donker gedoen het, of dit wat ons gisterand in die geheim gedink het, bloot saam met die tyd sal vervaag, of vervaag het. Ons dink die sonde raak dan weg. Ons dink dit het ook maar net verbygegaan. Maar vanoggend vlek die Matteus Evangelie hierdie illusie oop. Jesus kom staan reg voor ons en hy praat met 'n radikale, deurdringende eerlikheid. Hy herinner ons aan 'n werklikheid wat ons dikwels probeer ignoreer. Dat ons lewens geleef word vir die oë van 'n lewende, almagtige God. Daar is geen delete knoppie in die koninkryk van God nie. Daar is geen geheim wat weggesteek kan word vir die een wat die heelal geskep het nie. Hierdie gedeelte raak die absolute kern van ons menswees aan. Dit bring ons vanoggend by 'n kruispunt waar ons gekonfronteer word met ons grootste vrese, maar ook met die grootste, mees ondenkbare genade wat daar bestaan.
Kom ons kyk eerstens na wat Jesus vir ons sê in vers 26 en 27. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie. Niks geheim wat nie bekend sal word nie. In die hervormde en presbyteriaanse teologie begin ons altyd by die grootheid en die eienskappe van God. Ons bely dat God alwetend en alomteenwoordig is. Dit beteken, God sit nie op 'n afstand en kyk met 'n verkyker na die aarde nie. Hy is hier. Hy sien nie net ons uiterlike dade nie, hy ken die motiewe van ons harte. Dink vir 'n oomblik na aan kom ons dink aan 'n moderne metafoor. Die dashboardkamera wat baie mense vandag in hulle motors installeer. Daardie kamera neem alles af. Die oomblik toe iemand voor jou ingery het, jou reaksie, die spoed wat jy gery het, en die kamera lieg nie. En selfs al skakel die motor af, bly die geheuekaart daar, of dit word gestoor op jou internetkonneksies of databasis, wat ook al. Ons vergeet te maklik dat God die uiteindelike ewige dashboardkamera van ons lewens het. Niks glip by hom verby nie. Die woorde wat ons in die geheim in ons huise praat wanneer die deure toe is en die kinders slaap, die ongeduld, die bitterheid en die jaloesie wat ons so netjies agter Sondag glimlag wegsteek, God sien dit alles. Sonde is soos 'n skaduwee in die nag. In die donkerte van die nag dink ons die skaduwee is weg, want alles rondom ons is swart. Ons dink ons sondes is bedek omdat die wêreld dit nie sien nie. Maar sodra die oggendlig deurbreek, is daardie skaduwee duidelik dadelik sigbaar. Skerp en duidelik omlyn. God se teenwoordigheid is daardie absolute heilige lig. Vir hom word die donkerte soos helder daglig. Die Heidelbergse katekisme herinner ons daaraan dat ons uit onsself geneig is om God en ons naaste te haat. Dat ons daagliks ons sonde vermeerder. En die snydende waarheid van vanoggend is, niks daarvan is weggesteek nie. Vir die moderne mense is dit 'n verskriklike gedagte. Ons wil in beheer wees van ons eie beeld. Ons wil hê mense moet dink alles is onder beheer. Maar vir God staan ons kaal en gestroop. Ons siele is oopgevlek. Ons kan hom nie flous met ons vroom woorde of kerklike tradisie nie. Hy sien die werklikheid. As dit die realiteit is, dat niks weggesteek is nie, dan bring Jesus ons by die sentrale vraag van hierdie teks in vers 28. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. In ons huidige tyd leef ons in 'n greep van, ek wil sê, mensevrees. Ons is verskriklik bang vir wat ander mense van ons dink. Ons pas ons opinies aan, ons swyg wanneer ons eintlik moet praat, en ons gee toe aan 'n morele verval van ons tyd. Bloot omdat ons bang is vir uitsluiting, of so sommige sê die cancel culture vrees. Ons is bang om uitgesluit te word. Bang vir die oordeel van die samelewing. Bang vir die verlies van status of materiële sekuriteit. En dan vrees ons mense. Maar Jesus sê, hoe kortsigtig is dit nie? Die mense wat julle so vrees kan op die ou end net die liggaamskade aandoen. Hulle het geen mag oor jou ewige bestemming nie. Hulle oordeel is tydelik en feilbaar. In plaas daarvan roep die skrif ons op tot iets wat in die moderne teologie amper heeltemal verlore gegaan het. Die vrees van die Here. Wat beteken dit om die Here te vrees? Dit beteken dat ons net 'n oorweldige angs het vir God. In 'n oorweldige angs voor God moet leef nie. Asof hy 'n ongenaakbare tiran is wat bloot wag dat ons struikel om ons te straf. Hierdie vrees is nie 'n verlammende vrees vir 'n oordeel wat dreig nie, maar 'n diepe ontzag van 'n kind vir 'n liefdevolle Vader. Dit is 'n diep gewortelde heilige respek en ontzag. Dit is die besef van God se absolute God wees. Dit is die kniel van die skepsel voor die Skepper. Dit is die erkenning dat hy die Almagtige is, die een wat heilig en regverdig is, die een wat mag het oor lewe en dood, oor gees en oor liggaam. As ons dink aan die metafoor van 'n gijslaer en die toevlug, wanneer ons mense vrees, word ons hulle gijslaer. Ons word gevangenes van hulle verwagtinge en hulle oordeel. Maar wanneer ons 'n heilige vrees vir God het,
Wanneer God vir ons die grootste en belangrikste en mees ontzagwekkende realiteit in die heelal word, dan val die vrees vir mense weg. As die almagtige God aan my kant is, wie kan teen my wees? Dan word die regter van die heelal skielik ons veiligste skuilplek. Maar om daarby uit te kom, moet ons eers deur die noupoort van verootmoediging gaan. Ons moet besef dat hierdie almagtige God die reg het om te oordeel. Ons sonde is nie maar net 'n foutjie of 'n swakheid nie. Dit is 'n opstand teen die koning van die konings. Dit behoort ons met 'n diepe heilige ontzag te vervul. Nou geliefdes in die Here, as hierdie preek vanoggend nou net hier moes stop, so ons almal in absolute hopeloosheid en paniek hier moes uitstap. As God alles sien, as hy die mag het om siel en liggaam die hel te laat vergaan, dan is ons almal verlore. Dan sal vir ons geen uitkoms nie. Maar kyk hoe wonderlik verander die toon van Jesus se woorde in vers 29 tot 31. Direk nadat hy gepraat het oor die vrees vir God en die mag van die hel, praat hy oor mossies. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Want julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is baie meer werd as baie mossies. Hier lê die hart van die evangelie, die absolute kern van belydenis. Sola gratia, slegs genade. Die God wat alles sien, die een wat gevrees moet word vanweë sy almag en heiligheid, is dieselfde God wat met 'n ondenkbare tere liefde na jou en my kyk. Sy alwetendheid is nie net 'n spionasiekamera wat wag dat jy struikel sodat hy jou kan straf nie. Nee, sy alwetendheid beteken ook dat hy weet hoe broos jy is. Hy weet hoe swaar jy dra die skuld van jou verlede. Hy weet hoe desperaat jy soms veg teen die sonde in jou lewe en hoe dikwels jy moedeloos voel. Hy weet presies hoeveel hare op jou kop is. Hy gee om vir die mossies wat op die grond val. Hoeveel te meer gee hy nie om vir jou wat na sy beeld geskep is nie. Hier verander ons hopeloosheid in 'n radikale hoop. Waarom? Omdat hierdie almagtige God wat die reg het om te oordeel, gekies het om sy eie seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe te stuur. Aan die kruis van Golgotha het Jesus Christus ingestap in die donkerste skaduwees van ons sonde. Die oordeel wat ons openbare en geheime sondes verdien het, die oordeel van die een wat siel en liggaam in die hel kan laat vergaan, is op Jesus Christus uitgestort. Hy het gesterf vir die sondes wat ons dink verby is, maar wat nog rou voor die regstoel van God gestaan het. Hy het die prys ten volle betaal. Die regter het self die straf gedra. Daarom hoef die alwetendheid van God ons nie meer in absolute angs laat weghardloop, soos Adam en Eva in die tuin van Eden nie. Ons hoef nie meer agter die bosse van ons eie skynheiligheid weg te kruip nie. Omdat Christus gesterf het, kan ons na God toe hardloop. Die een wat alles weet, is ook die een wat alles vergewe vir die wat hom soek. Maar wat vra die Here vanoggend van ons? Hoe reageer 'n mens wat gevul is met hierdie heilige respek en oorweldig is deur hierdie genade wat ons ontvang? Jesus gee die antwoord in vers 32. Elkeen wat dan my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Die Here vra nie dat ons perfek moet wees voordat ons na hom toe kom nie. Hy vra nie dat ons onsself moet regryk sodat ons waardig genoeg kan wees nie. Ons word herinner dat ons regverdiggemaking 'n vrye geskenk is wat slegs deur geloof ontvang word. Maar die Here wat hy wel vra is belydenis. Hy vra absolute deursigtige eerlikheid. Om jou sonde te bely beteken om in die lig in te stap. Dit beteken om op te hou om jou sonde weg te steek, om op te hou om verskonings te maak, om op te hou om te maak asof dit maar net verbygegaan het. Dit is om voor God te kniel en te sê, Here, U sien alles. U het die dashboardkamera van my lewe gesien. Ek stem saam met U
Dit wat ek gedoen het was sonde. Ek het geen verskoning nie, maar ek verlaat myself volkome op u genade wat by die kruis vir my verdien is. En om in Jesus se naam te bely voor mense, beteken dat ons nie meer skaam is vir die evangelie nie. In 'n wêreld wat God ignoreer, staan ons op en bely ons dat Jesus Christus die Here van ons lewens is. Ons bely dat dit nie net wat ons mond op 'n Sondag nie sê nie, maar met ons hele lewe Maandag tot Saterdag. Ons wys dit in ons besighede, in ons huwelike, in die manier hoe ons ons kinders grootmaak en hoe ons ons vyande vergewe. As jy vanoggend hier sit en jy dra aan 'n geheime skuldgevoel, as jy dink aan daardie ding in jou lewe wat niemand anders weet nie, jy wonder of God jou ooit weer sal kan lief hê, luister na die belofte van hierdie teks. Die een wat jou hare getel het, soek na jou vanoggend. Jou hopeloosheid kan vandag verander in vergifnis en vryheid. Wanneer jy Christus bely as jou verlosser, dan gebeur daar iets bonatuurlik in die hemel. Jesus sê, ek sal jou bely voor my Vader. Dink vir 'n oomblik aan daardie prentjie. Voor die troon van die almagtige, heilige God wat alles weet, staan Jesus Christus. En wanneer jou naam genoem word, sê Jesus vir die Vader, hierdie een behoort aan my. Ek ken al sy haar sondes. Ek het alles gesien, maar ek het die prys daarvoor betaal. Hierdie een is rein gewas in my bloed. Broers en susters, ek sluit af met die volgende. Die boodskap in ons skriflesing is vir ons in hierdie huidige tyd waarin ons leef baie duidelik. Moenie leef in die illusie van die donker nie. Moenie jou lewe mors deur mense te vrees wat vandag hier is en môre weg is nie. Vrees God met 'n heilige, liefdevolle ontzag. Erken sy almag, maar raak stil voor sy ondenkbare genade. Die oë van die koning wat sien alles, maar die arms van die Vader is wyd oop vir elkeen wat in opregtheid en belydenis na hom toe kom. Mag ons hier weggaan as mense wat nie meer in die skaduwee leef nie, maar as die mense van die lig. Mense wat vry is van die vrees vir die wêreld, omdat ons geanker is in die liefde van die almagtige God. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord wat ons vandag weer tot ons harte gespreek het. Dankie dat U ons herinner het dat ons bekend is by U, geliefdes deur U en veilig is in U hande. Here, U het doelbewus nie die arend of die pau of die seldsame voël wat almal bewonder gekies nie. U kies die mossie, die voeltjie wat mense maklik miskyk, die voeltjie wat vir byna niks verkoop is nie. En dan sê U, selfs daardie mossie is nie buite die Vader se sorg nie. Hoeveel te meer dan die mense vir wie U die lewe gegee het. Help ons om nou nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook doeners daarvan. Gee ons die moed om Christus openlik te bely, die geloof om U te vertrou en die gehoorsaamheid om U elke dag te volg. Laat die waarheid van die woord in ons harte bly leef. En mag U Heilige Gees ons lei in alles wat voorlê. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ten slotte sing ons saam uit lied 508, Vaste rots op wie ek bou.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.